Verlede Sondag het ons by Efesiërs 4 vers 1 en 2 stil gestaan. Daar het Paulus ons aangespoor om so te leef dat ons die roeping waarmee ons geroep is, waardig is. En hoe is ons roeping waardig? Ons moet mekaar hanteer in nederigheid, saggeaardheid en geduld in Jesus se liefde. Dis 'n hoë standaard. En as ons eerlik is, weet ons almal, dit is nie iets wat ons sommer net kan aanskakel nie. 'n Mens kan nie vir 'n week lank probeer om geduldiger te wees en dan wonder waarom dit nie hou nie. Paulus weet dit ook. Daarom verduidelik hy nou in meer diepte wat dit beteken in jou lewe. Voordat 'n mens werklik anders kan optree, moet iets fundamenteels anders wees. Die manier waarop jy dink, waarop jy verstaan, waarop jy innerlik saamgestel is. Vandag se boodskap gaan nie oor probeer harder nie, dit gaan oor 'n radikale verandering, die aflê van 'n ou manier van wees en die aantrek van 'n splinternuwe lewe. Kom ons lees saam uit Efesiërs 4, ons lees vers 1 en ook vers 17 tot 24. Daarom spoor ek julle aan om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is waardig is. Dit sê en bevestig ek dan in die Here. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister. Hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is, deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor, en julle is oor hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is, naamlik dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Tot sover. Vandag se boodskap gaan nie oor probeer harder nie. Dit gaan oor 'n radikale verandering. Die aflê van 'n ou manier van wees en die aantrek van 'n splinternuwe lewe. Paulus sê, julle moet wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens aflê. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan. Paulus gebruik hierdie beeld van klere. Aflê, uittrek. Trek die vuil uit, soos julle vuil klere sal uittrek. Wees skoon gewas deur Christus se bloed en trek die nuwe mens soos nuwe skoon klere aan. Dit is nie 'n oppervlakkige beeld nie. Dit is 'n beeld van identiteit. Wat jy aan het, bepaal hoe jy optree, hoe jy beweeg, hoe ander jou sien. Vanoggend kyk ons na 'n paar dinge. Jou ou lewe, Christus wat ons herskep het, en die aantrek van die nuwe lewe waartoe ons geroep is. Ons kyk eers na die ou lewe. Vers 17 tot 19. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister. Hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle self oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Paulus begin met 'n dringende oproep. Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Dit wil sê, soos mense wat God nie ken nie. Iemand wat so lewe verdwaal net verder en verder. Hulle beweeg net verder en verder van God af weg. Let op die ketting van oorsaak en gevolg wat hy skets. Dit begin by hulle gedagtes. Niks beduidende gedagtes. Hulle denke is leeg, sonder werklike rigting of vastigheid. Dit jaag agter dinge aan wat nooit bevrediging kan gee nie. Vandaar versprei dit na die verstand. Hulle denke is verduister. 'n Duisternis wat nie net onkunde is nie, maar 'n onvermoë om reg te sien. 'n Onvermoë om die belangrike dinge raak te sien. Hulle hele lewe word 'n gejaag na wind. En dit lei tot vervreemding met God. Hulle is vervreem van die lewe met God. Dit beteken dat hulle nie net vir God miskyk en misleef nie, maar dat hulle ook afgesny is van die lewe wat hy gee, soos 'n tak wat van 'n boom afgesny is.
En dan die wortel van dit alles, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. Die Griekse woord vir verharding beskryf letterlik verharde vereelte weefsel, soos 'n wond wat so dikwels seer gemaak is dat die vel ongevoelig geword het. Dis nie dat hulle nooit die waarheid gehoor het nie, dis dat hulle hart so dikwels teen die waarheid verhard is, dat hulle nie meer voel nie. Omdat hulle gevoelloos geword het, het hulle self oorgegee. As jy gevoelloos word, pla iets jou nie meer nie, en gee jouself daarin oor. Hulle doen nie net sonde nie, hulle gaan nou nog verder, hulle gewete pla hulle nie eers meer daaroor nie. Hulle is oorgegee aan losbandigheid, om onversadigbaar allerhande onrein dade te pleeg. Sonde wat jou eers ongemaklik laat voel het, word met verloop van tyd 'n gewoonte, dan 'n honger, dan 'n oorgawe. Waar in jou eie lewe het jy al afgestomp geraak oor die verkeerde in jou lewe? Watter sonde in jou lewe het van ongemaklik na normaal verander, sonder dat jy dit agtergekom het? Efesiërs 4 vers 20 en 21 sê, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor, en julle is oor hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Hier gooi Paulus yskoue water oor hulle uit. Hy skep hierdie drastiese kontras van gevoelloos, verhard en oorgawe aan al wat sleg is na, maar julle het Christus nie so leer ken nie. Wat ook al waar was van julle vorige lewe, wat ook al waar is van die wêreld rondom julle, dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Let op iets besonders. Paulus praat nie hier oor 'n stel feite wat geleer is nie, maar oor 'n persoon wat leer ken word. Julle het Christus nie so leer ken nie. Nie net geleer oor Christus nie, maar Christus self leer ken soos 'n mens se vriend leer ken. Die Christelike geloof is nie in die eerste plek 'n denkwyse en 'n lewenswyse wat jy kies om te leef nie. Nee, dis 'n verhouding met 'n lewende persoon, Jesus Christus, wat jou verander. En hy voeg by, julle het tog van hom gehoor, en julle is oor hom onderrig, volgens die waarheid wat in Jesus is. Dis 'n waarheid wat in Jesus self beliggaam is, nie net woorde wat hy gesê het nie, maar 'n hele lewenswyse wat hy voorgeleef het. En as ons werklik deur hom onderrig is, kan die resultaat nie dieselfde ou lewe wees wat in vers 17 tot 19 beskryf is nie. Iets het verander. Efesiërs 4 vers 22. Julle moet, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens aflê, wat as gevolg van sy misleidende drange vergaan. Let op, dit is nie probeer om die ou mens stukkie vir stukkie af te lê nie, dit is maak klaar, soos 'n mens vuil klere uittrek en een kant sit. Die ou mens is nie net 'n paar slegte gewoontes nie, dit is die hele oriëntasie van 'n lewe wat om selfsug, begeertes en verval draai. Paulus sê die ou mens vergaan as gevolg van misleidende drange. Dit is 'n lewenswyse wat homself vernietig, al voel dit in die oomblik na bevrediging. Sonde beloof altyd lewe, maar gee eintlik altyd verrotting. Vir gelowiges wat reeds in Christus is hierdie aflê nie 'n opdrag om 'n nuwe status te verwerf nie, maar om te word wie hulle reeds in Christus is. Die ou mens is reeds dood saam met Christus. Romeine 6 vers 6 tot 7 sê, dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. Nou word ons opgeroep om die oorblyfsels van hierdie dooie lewe prakties daagliks doelbewus af te lê, soos iemand wat elke oggend weer moet kies om nie die ou vuil klere weer aan te trek nie. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Vernuwing in die aard van julle denke. Tussen die aflê en die aantrek staan 'n onmisbare stap. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Dis 'n deurlopende proses wat die aflê en aantrek moontlik en blywend maak. Onthou die probleem in Efesiërs 4 vers 17 tot 18. Dit sê en bevestig ek dan in die Here.
Julle moenie meer soos die heidene met hulle niks beduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister. Hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is deur die hardheid van hulle harte. En nou, die antwoord daarop in Efesiërs 4 vers 23, julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Die oplossing is nie om harder te probeer nie, maar eerder om van binne af vernuwe te word. Dis 'n voortgaande proses, 'n proses wat aanhou, nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Elke dag word die gelowige se denke stukkie vir stukkie vernuwe deur die woord en die gees, verder en verder weg van die wêreldse maatstawwe af, en dag na dag nader aan Christus se waarheid. Dit is waarom Bybelstudie, gebed en aanbidding nie ekstra godsdienstige aktiwiteite is wat 'n mens kan oorslaan as die week besig is nie. Dit is presies die plekke waar hierdie vernuwing van jou denke en jou gemoed gebeur. Denke wat nie gereeld deur die woord vernuwe word nie, gly stadig terug na sy ou self, daardie selfvernietigende patroon. Efesiërs 4 vers 24 sê, ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemming met God geskep is. Daar's hoop, daar's uitkoms. Trek die nuwe mens aan. God het reeds jou nuwe mensheid, jou nuwe menswees geskep. Groot woorde. God het weer geskep. In die begin het God die mens na sy beeld geskep. God het sy lewensasem in die mens geblaas. En die mens was beeld van God. Die sonde het God se beeld vervang met 'n vrot, vuil lewe. En wat doen God? Hy kom herskep die mens na sy beeld. God blaas weer sy lewensasem, sy Heilige Gees in die mens in, en die mens is weer God se beeld. En tog het iets verander. Dit is vir almal wat in Christus is. God dwing jou nie om 'n nuwe mens te wees nie. Jy kan die nuwe mens aantrek. Aflê sonder aantrek laat 'n mens naak kwesbaar. Paulus laat ons nooit net met 'n lys van moenie nie. Elke aflê in die Christelike lewe kom met 'n aantrek. 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. En die doel van hierdie nuwe skepping is ware geregtigheid en heiligheid, 'n lewe wat weer in lyn is met God en met mense. Dit bring ons terug by verlede week se preek. Onthou, nederigheid, saggeaardheid, geduld en om mekaar in liefde te verdra. Dis presies hoe die nuwe mens lyk wanneer hy of sy aangetrek is. Die nuwe mens lewe in 'n nuwe identiteit. Amen. Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, ondeurgrondelik is sy insig. Dit is hy wat vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Amen.